Welkom terug hier op Groot Plaas. Ons gas vanoggend is Janine Bijleveld van Agri SA om 'n bietjie meer te gesels oor die nuwe Sprinkaan kommunikasiekanaal wat hulle geskep het. Janine, goeiemôre en welkom. Goeiemôre Dupie, dankie vir die geleentheid. So, kom ons begin gou by die begin. Waarom was dit noodsaaklik geweest om 'n Sprinkaan kommunikasiekanaal te skep? En ons sal nou onderskeid skep tussen die rapporteringsstelsel en die kommunikasiestelsel. Wel, in die verlede het inligting net nie by die grondvlak uitgekom nie en Sprinkaan het te lank gevat om beheer te word. En nie net Sprinkaan nie, maar kommandowurms en enige peste en pla wat in die land voorkom. So het Agri SA toe die behoefte gesien dat daar 'n maklike en eenvoudige platform moet geskep word waar publiek en boere selfs hierdie tipe peste en pla kan rapporteer. So dan die verskil tussen die kommunikasiekanaal en dan die rapporteringsstelsel wat jy het. Wat is die twee grootste verskille? Nou, die eerste gedeelte daarvan is die rapportering, wat die belangrikste op hierdie stadium is, waar mense kan gaan rapporteer selfs, en dan die kommunikasie is waar dit dan teruggaan na die boere toe, wat die beheer moet toepas. En dan die sisteem werk op so 'n mate ook dat dit as 'n waarskuwing kan gebruik word tot 'n sekere geografiese area wat dan net spesifiek mense met daardie nommer op hulle fone kan 'n boodskap ontvang om hulle te waarsku in die geval van veldbrande en hierdie tipe peste en pla wat voorkom. Dit sal ook in die toekoms verdere moontlikhede ontsluit om verdere waarskuwings en rapportering op die blad te bring. Nou, hoeveel skade kan so Sprinkaan plaag vir 'n boer wees? Wel, dit kan heeltemal jou veld uitwis vir lewende hawe. Dit het op kontantgewasse redelik ook 'n groot effek waar dit die groei kan belemmer tot 'n mate en dan of heeltemal die plant eet tot op die stingel. Jy weet, dit is regtig 'n plaag wat hulle hou nooit op eet nie vir 78 dae van wat hulle lewensiklus is hulle konstant aan eet. En so, hoe vinniger die plaag gestop word, toe minder is die impak. Is daar spesifieke dele van die land waar jy al agtergekom het die plaag kom meer gereeld voor as ander dele? Ja, so hulle begin, die meeste van die tyd is die broeiplek in die Noord-Kaap en dan sproei dit uit na die Noordwes, Vrystaat, Wes-Kaap en Oos-Kaap. Dit was die verste wat dit al ooit gesien is en dit is tot sover as Kirkwood in die Oos-Kaap al opgespoor. Nou, is daar 'n spesifieke klimaat wat hierdie Sprinkaane verkies? Nie noodwendig nie, dis maar meestal droog, woestynagtige broeiplek en dan soos wat hulle ten minste 2 mm reën op die nes kry, begin die Sprinkaane uit te broei en dan versprei hulle op daai mate. Maar die swerms kan so groot wees soos 45 km aan een, veral as hulle begin vlieg. Nou, jy praat nou van hulle wat vlieg. Ek het toevallig een keer daar deur Koelsberg gegaan waar ek in een van hierdie swerms vasgery het en dit is nogals ongelooflik om te sien, maar hoe ver van hulle broeiplek af kan hierdie swerms dan gaan van waar hulle oorspronklik was? Nee, honderde kilometers. Hulle kan tot 40 kilometer 'n dag reis, basies. Nou, vertel ons gou 'n bietjie van Agri SA se Atlas platform, want dit is gefokus op rapportering, data-intelligensie, verslae. Nou, hoe werk dit, hoe word die Sprinkaan rapporteringsstelsel daarbey dan geïnkorporeer? Nou, in die mate is daar 'n WhatsApp-platform waar jy dan net 'n boodskap op kan stuur en interaktief sal hierdie WhatsApp-nommer dan met jou kommunikeer, vir jou sekere vrae vra en so kan jy dan al die inligting wat ons benodig aan ons kant daarin inlees, byvoorbeeld die ligging, 'n foto dalk in waar ons kan identifiseer in watse fase van lewe die Sprinkaan is en dan ook hoe vinnig die Sprinkaan beampte dan by die swerm moet uitkom. Dit sal ons dan kan terugvat
En jy weet, eerliks versprei ons dan daai inligting na die nodige mense wat dit moet kry en hulle kan gaan beheer toepas. So in die verlede het dit 3-4 dae gevat, waar dit nou 'n uur of 2 kan neem. En dit is wat vir ons so belangrik is. Die grootte oppervlak oor die land is so groot dat ons letterlik net nie oral iemand kan hê nie. En hierdie is 'n mate hoe ons vinnig met mekaar kan kommunikeer, met publiek kan kommunikeer en met boere kan kommunikeer. So ons het bietjie gepraat oor waar hulle voorkom, maar is daar 'n spesifieke tyd van die jaar wat hierdie sprinkaanpla bietjie meer prominent is? Enige tyd van die somerreënval tydperk af, September, September, Oktober, tot Maart in die verlede het ons hulle gekry. Nou, wat is sommige van die grootste uitdagings wat distrikssprinkaanbeamptes en ander kontrakteurs ervaar tydens 'n seisoen of 'n uitbreek? Die sprinkaanbeamptes word aangestel deur die departement. Dit is meestal boere, voormanne, plaaswerkers. So hierdie sprinkaanbeamptes gebruik hulle eie voertuie en jy weet op so 'n mate hulle word vergoed vir hulle laste, maar dit ewenaar half die uitgawe. Dit is nie noodwendig dat dit goedkoop is of so. En die terrein waar hierdie sprinkaanbeamptes moet gaan spuit is regtig ongelooflik. Jy weet, dit is nie net noodwendig 'n gewone voertuig of 'n gewone bakkie wat daar kan spuit nie. En baie keer moet hulle te voet ver loop om hierdie sprinkane te gaan spuit. So dit is regtig nie net, dis nie 'n maklike werk nie en dis nie 'n eenvoudige werk nie. Ons is regtig baie dankbaar vir die sprinkaanbeamptes wat hulle tyd en hulle geld gee dan op jou einde. Nou, ek dink die groot vraag natuurlik is hoe hou mens dit onder beheer? Dit klink of dit bietjie moeilik gaan wees vir individuele boere, maar met die kommunikasiekanale wat nou beskikbaar gestel is deur Agri SA, is daar 'n manier wat die boere saam kan gesels en help om die plaag bietjie te verminder? Jy gaan dit nie heeltemal sommer net uitwis nie. Ja, so ons wil net boere aanmoedig om attent te wees wat in hulle veld aangaan. Ongelukkig is die area baie groot, so hoe meer mense kennis dra van die moontlikheid van sprinkane, hoe meer mense kan attent wees om hulle te sien en hulle te rapporteer. So boere kan hoofsaaklik voorkomend optree deur net gereeld in hulle veld uitkom of hulle plaaswerkers uit te stuur en net seker te maak, jy weet, daar is iemand op die veld, as iemand in die veld beweeg, kyk daarna, en dan ook die publiek, jy weet, dit is amper nou feestyd, waar baie mense op vakansie gaan, of op die landse paaie gaan beweeg, en ons wil graag vra, jy weet, as jy op die paaie gebruik, wees attent daarop, as jy dit sien, rapporteer dit asseblief. In terme van die departement van landbou, is hulle gereed vir 'n sprinkaan uitbraak? Ja, die departement is regtig een van die departemente wat baie goed funksioneer. En daar is hardwerkende mense wat seker maak daar is genoeg insekdoder, pompe, toerusting, ander tipe toerusting. Ja, so die grootste uitdaging is, maar die toerusting wat daar is baie oud. En daar is nie noodwendig fondse om dit te vervang nie. In sekere gevalle is die toerusting ook ondiensbaar. Daar is nie meer parte beskikbaar nie. So dit bring sy eie uitdaging, maar in die algemeen is hulle voorberei vir wat mag kom. Nou, afgesien van die boere wat baie meer attent is op hierdie uitbraak, hoe kan die publiek deelneem en dan ook 'n verskil maak? Ja, so die publiek kan deelneem deur te rapporteer. Hoe vinniger ons daarvan weet, hoe beter kan ons dit beheer. En ek wil ook die publiek waarsku. Jy weet, as jy sprinkane wat kry wat op die pad loop, veroorsaak dit 'n regtig gladde situasie waar jou voertuig van die pad af kan beheer verloor. So wees attent daarop, moenie oor die sprinkane jaag nie, ry maar rustig oor hulle as jy oor hulle moet ry. Dit het al in die verlede ongelukkig veroorsaak en lewens geneem. So wees attent daarop asseblief. Janine, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ons waardeer dit dat jy met ons gesels het. Janine Beileveld van Agri SA om te gesels oor Agri SA se sprinkaan kommunikasiekanaal wat hulle geskep het.